This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light. Hallo Wimpie, hallo maatjies, hoe gaan met julle? Hallo Dominee, hallo maats, dis lekker om julle weer te sien. Hallo Dominee, hallo maatjies, het julle lekker vakansie gehou? Dit was baie lekker en dit is lekker om terug te wees. Geniet julle dit by die skool, gaan dit goed by die skool? Baie oulike juffrou. Goeie juffrouens en meneere? ja. Lekker om al julle maatjies weer te gesien het? Ja, Dit was lekker. En te vertel van die vakansie. Is so, dit is so. Nou kom ons gaan weer 'n bietjie saam met mekaar deel en gesels. Ek gaan 'n bietjie vandag praat oor die woord buitengewoon. Dis 'n groot woord buitengewoon. Want dis wat ons oor hierdie week gesels, buitengewoon. Kyk hierdie potlood, Wimpie en Ella, kyk hierdie potlood. Nou, almal weet hoe lyk 'n potlood. 'n Potlood moet natuurlik skerp wees. Hy moet 'n punt hê, né? Ja. Nou wat maak 'n potlood buitengewoon? Anders as ander potlode sal julle sê. Is buitengewoon 'n ander naam vir ekstra spesiaal? Extra spesiaal. Wimpie, dit is baie mooi. Wat maak 'n potlood buitengewoon ekstra spesiaal, sal julle sê? Is dit wat 'n kleur hy kan skryf? Ja, maar onthou, 'n rooi potlood is ook byvoorbeeld ander selfs as ander rooi potlood kan wees die kleur wat hy skryf, maar wat maak 'n potlood nog buitengewoon? Dat mens moet hom kan skryf. Is so dat mens met hom kan skryf. En wat jy met hom kan En wat jy met hom kan doen, as 'n kunstenaar byvoorbeeld 'n potlood vat en hulle vat hierdie potlood in hulle hand en hulle skilder, hulle teken met hierdie potlood. Dit maak dit nogal buitengewoon, né? Ja. Dit is so iets. Of iemand vat hierdie potlood en hulle skryf musiek daarmee. Dit maak hierdie potlood buitengewoon. Die persoon wat hierdie potlood gebruik, maak dit buitengewoon, né? En Dominee, as jy klein is en jy skryf die eerste keer jou naam, dan is dit buitengewoon. Dis buitengewoon vir die ouers. Hulle is so trots op hierdie persoon, né? Nou kom ek sê vir julle oor buitengewoon. Ek wil julle 'n mooi storie vertel van 'n dogtertjie. Hierdie dogtertjie het gebly in 'n klein dorpie en elke dag loop hulle so verby mekaar. Hulle ken nie eens haar naam nie en sy voel niemand sien haar eers raak nie. Dis soos ons Pretoria toe gaan, dan ken jy niemand. Niemand ken jou eers in daai groot stede nie. En toe die aand is daar nie krag in hierdie dorpie nie. En almal is bang en almal is in verwarring. Wat gaan hulle nou doen? En hierdie dogtertjie maak toe vinnige plan. Sy gaan haal kersse uit haar huis en by elke venster en deur gaan sit sy 'n kersie. En die mense dink dis 'n buitengewone meisie hierdie. En sy sien byvoorbeeld op die hoeke is daar ouerige mense en sy gaan staan by hulle en vertel vir hulle stories. Sy sien kindertjies wat bang is. Sy gaan sit by hulle en sy sing vir hulle liedjies. En op 'n stadium vra iemand vir haar, "Hoekom doen jy hierdie? Het iemand vir jou gevra om dit te doen?" Sy was seker baie ekstra spesiaal buitengewoon. Sy sê toe, "Nee, niemand het my gevra nie. Ek het dit maar net besluit om dit so te doen." En die volgende dag, toe alles weer terug is na normaal toe, het mense gedink alles gaan maar net normaal voortgaan. Maar dit het nie. Alhoewel dit gelyk het of almal so beweeg het ewe skielik mense mekaar meer begin groet, meer begin omgee, meer begin versorg, omdat iemand wat ekstra spesiaal, buitengewoon is, in 'n moment waar dit nodig was, vir mekaar omgegee. Daai dogtertjie het 'n verskil gemaak in mense se lewens. Ja, die onthou hulle seker hoe lekker is dit om te gesels
belang te stel. Jy sien, net soos wat 'n potlood wat buitengewoon is, iemand 'n potlood is wat miskien skets of iets skryf. Net soos daai dogtertjie buitengewoon geword hoe sy opgetree het, anders as al die ander mense. Sy het omgegee, né? En weet Dominee, dit hoef nie 'n lang of 'n nuwe potlood te wees nie, net soos wat hierdie 'n dogtertjie was en nie 'n groot mens. Presies, dit kan enigiemand wees. Nou Jesus, ons praat hierdie week oor Jesus toe hy 'n kindjie was. Ons besef nie altyd nie, daar was 'n tyd toe Jesus ook 'n kindjie was. Toe hy maar 12 jaar oud was, so graad 7 se tyd en vandag se tyd, né? Toe het sy ouers hom daar na die tempel toe gevat met 'n fees en hulle vergeet hom toe per ongeluk. Hulle kry hom nie. Hulle soek hom, hulle kry hom uiteindelik in hierdie tempel, lees ons daar in Lukas. En toe hulle hom vind, weet julle wat? Hy sit toe daar en hy luister na al die skrifgeleerdes, die fariseërs, die mense wat in vandag se tyd die dominees, die pastore en al die professors is. Jesus luister en hy vra. En wat besonder is, hierdie graad 7 seun, Jesus wat 12 jaar oud is. Hy het soveel wysheid gehad. Hy was met soveel wysheid, meer as slim. Hy het so baie geweet dat daardie mense wat eintlik hulle gedink slim is, hulle kon dit nie glo dat hierdie kindjie buitengewoon besonder was nie. Hulle het nog nie eens geweet hy is buitengewoon ekstra spesiaal besonder, juis omdat Jesus nie net 'n gewone mens was nie. Juis op sy kindjie vlak al was hy die seun van God gewees. Het dit hom buitengewoon gemaak. Maar weet julle wat? Omdat ons kinders van God is, maak dit ons ook buitengewoon ekstra spesiaal. Daarom kan ons elke dag vir iemand ietsie buitensgewoon gaan doen, sodat hulle kan sien ons is spesiaal. Ons kan iets van Jesus in hierdie wêreld gaan doen. Ja, ons kan 'n verskil maak. Ons kan 'n werklike verskil maak. Kom ons bid dat die Here ons daarmee gaan help hierdie week om buitengewoon ekstra spesiaal te sê wat maak my anders as ander mense? Wat kan ek doen om buitengewoon te wees? Nou vra ons vir die Here om ons oë oop te maak om daai dinge raak te sien. Wimpie, kom ons bid. Here, wees met ons in hierdie week. Waar ons skole begin het, is daar sekere tye in ons lewe wat gaan vra dat dit ons buitengewoon ekstra spesiaal moet wees. Here, ons weet U is saam met ons en net soos wat U 'n kindjie was met wysheid omdat God saam met U was, so kan ons ook 'n buitengewone ekstra spesiale kindjie wees in hierdie wêreld omdat U saam met ons is. Omdat U ons gemaak het, omdat U ons liefhet en o Heilige Gees, U wys vir ons hoe om ekstra spesiaal te wees. Seën ons in hierdie week wat kom met U teenwoordigheid, Here. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Wimpie Adam, ek hoop julle gaan ook probeer om buitengewoon te wees tot ons mekaar volgende week weer sien. Maatjies, geniet die bokkesport. Tata maatjies, tata Dominee. Totsiens.